Ek bring die Boland na jou toe vandag. Dis oestyd en Lamotte kuier in die ateljee. Ons het so bietjie van die begin van een van die beste Sauvignon Blancs wat jy kan proe in die ateljee en 'n Semillon waarvoor daar 'n groot prys toegeken is. Die wynmaker is baie trots. Ons het Suid-Afrika se eerste broodsommelier in die ateljee. Hy het al die pad in Duitsland opleiding gaan ontvang daarvoor en proe van die lieflike mosbolletjies wat natuurlik uit die streke uitkom die tyd van die jaar. Bly by ons daarvoor ook ons wynfeit, maar eers is dit tyd vir my wyn van die week. Ek wil jou so graag voorstel aan ander variëteite wat jy dalk nie so goed ken nie en plase wat jy nie so goed ken nie. En vandag se wyn van die week is die Grenache Blanc van Olifantsberg. Jy is welkom om te gaan kyk op hulle webblad, maar ek het vir Elisma Visser gevra om ons meer te vertel. Verder in Elisma bestuur al die plaas vir die afgelope 10 jaar en sy is in 2021 as Tim Atkin se jong wynmaker van die jaar aangewys. Sy is verantwoordelik vir wingerdbou en die boerdery se strategie. Die wynmaakproses doen hulle so saam en verder hou toesig natuurlik oor die verkope en die bemarking. Daar kom Elisma, vertel vir ons van die Grenache Blanc. Ja, hoekom Grenache Blanc op Olifantsberg? Dit het eintlik begin met die feit dat ons het die klimaat, mikro, makro, mesoklimaat, maar die hele konsep gebestudeer en besef die kombinasie van die helling, jy weet die berg, aanhoudende, kom ons sê, heersende wind wat waai uit die noordweste en uit die suide van Robertson se kant af, jy weet daai afkoelende effek. Grenache Blanc het net kopbeskouers uitgestaan en gelyk na die cultivar vir die toekoms vir Suid-Afrika wat op die huidige oomblik 'n groot ophef maak onder baie van die independent growers. Die antieke Grenache Blanc stokke van Spanje, ons het baie respek vir die manier hoe hulle Grenache Blanc gehanteer het die afgelope tyd. Grenache Blanc vir my is net die ongelooflike kombinasie van varsheid en ook kompleksiteit sonder om te kompleks te wees dat jy voel dit is wit versnit toe of 'n baie gehoute Chardonnay of Chenin. En ja, dit gaan regtig van krag tot krag. Al die jare wat ek daarmee werk, voel ek net dit raak regtig net al hoe beter. So die toekoms is ongelooflik rooskleurig. Ons kan nie wag om nog meer Grenache Blanc te maak nie, soos wat die mense die cultivar leer ken. Jy weet, om met meer mense dit te deel. Ons het nog 'n jong blok wat nou volgende jaar in produksie inkom en dis alles hierdie droogtebestand cultivars en dit is ons storie. Dit dan, die Olifantsberg Grenache Blanc 2023, die wyn van die week. Dis regtig 'n lekker wyn wat jy kan geniet. Ons sê met baie oulike klein shotglasies, gesondheid op die oes. Dit is wat ons tans proe, gesondheid. Ons het 'n video opgeneem, dit sal op sosiale media wees, dat jy almal kan sien wat proe. Edmund, wat proe ons voordat ons verder gesels? Vertel vir ons van die glasie. Hierdie glasie is van 'n koeler klimaat, Sauvignon Blanc wat nou nog gis. Hy kom van die Darling area af en hy is nou so seker maar so 2 dae van klaar af en dit is vol van vrugtige geure, tipiese Sauvignon Blanc, die Grenadella geure, die groenpepergeure en net heerlik met die bietjie soet wat by is in die mos. Dis amper, mens wil hom amper so bottel, maar ja, ongelukkig nie moontlik nie. Ek wou nou net gesê, dit is baie aangenaam. Ek sal baie hiervan drink. Ja, ek dink as jy te veel drink, gaan daar goed gebeur. Hy het nou alkohol in, jy gaan dalk 'n bietjie maagseer kry, jy gaan gewig optel van al die suiker maar jy kan hom drink. Kyk, en hy en sy vrou is beide hierdie pragtige, mooi maar mense, né, wat hulle gaan nooit ouer raak nie. Dit is die stem van die kellermeester Edmund ter Blanche en dan het ons ook saam met ons hier in die ateljee senior skakelwerkbestuurder van Lamotte, ook van Leopard's Leap in die ateljee, Marley Roux. Dan het ons ook ons chef hierso en dit is van die restaurant Lamy, dit is daai familierestaurant, die Hawespleit, chef Stefan Moelman wat hier kuier, en dan gaan ons verder in die ry af, want ons het 'n meesterbakker in die ateljee, ek ontmoet hom uiteindelik, ek het al van sy heerlike gebak geëet, moet ek net sê, al baie en te veel daarvan geëet, hy is ook saam met ons hier in die ateljee, en dit natuurlik Ricardo Slawers, en Dube is hier so, April Dube. Ek
Doobs. Doobs. Maak nie saak hoe jy sê April of April nie. Doobs. Julle Doobs se hele energie is net fantasties. Dit is die hele Boland wat na die ateljee toe gebring is en Lamotte wat by ons kuier. Ek wil amper sê dit is 'n volspan Lamotte, maar daar's so baie dinge wat op die plaas gebeur. Ons gaan later ook 'n bietjie gesels oor kuns, Marlie wat vir ons daarvan gaan vertel, so baie. En die hele Lamotte is ook onlangs omtrent oorgedoen. Daar's bouwerk gedoen, nuwe restaurant. So ek sien uit om na alles te kyk en te gesels. Maar kom ons begin by die oes, Edmund. Hoe gaan dit? Ja, by ons gaan dit goed. Almal natuurlik op verskillende stadiums afhangende van wat hulle maak. Ons is so einde van die week 75% klaar. Dis so 'n bietjie vinniger as gewoonlik. Ons het al lankal geweet die oes is bietjie vroeër. Ons het op 12 Januarie het ons begin waar ons laas jaar amper eers in Februarie begin het. Maar hy het bietjie weer tussendeur bietjie stadiger ryp geword en ons het bietjie meer van 'n rustige oesperiode gehad en nou tel hy weer vinnig asof die reentjie wat gekom het so week en 'n half terug bietjie, hulle sê altyd die donderweer het stikstof in is asof daar meer lewe nou in die wingerd is en dinge gaan nou 'n bietjie vinniger. So maar ons gaan vroeër klaar maak as gewoonlik. Ja, ek hoor dit van almal dat dit 'n bietjie vroeër en vinniger is. Hoe die reën julle geaffekteer voordat ons nou natuurlik ook gaan verwys na die brande in daai area. Die reën tussenin moet ek regtig sê, ek dink 90% van almal in die Kaap het dit verwelkom. Hier en daar sal iemand dit nou as negatief gesien het, afhangende van wat se drywe op watter rypheid is, maar ons het nie dit het alles net afgekoel, nat gemaak, dit het die wingerde bietjie meer lewe gegee, dit was meer lekker deurdringend, 30 mm by ons in Franshoek. So ons het dit verwelkom en alles het mooi weer vinnig afgedroog en dinge bly verbasend gesond na soveel reën. Mens dink dan 'n paar jaar terug Blaakklippen wat so verskriklike skade gelei het. Geef ons 'n idee van die brande. Ek het nou die dag het ons daar deur gery, ons het bietjie in Franshoek 'n draai gaan maak en dit was maar jammer om te sien die heuwels in die berge wat so skade gelei het. Ja, die brande was baie ontwrigtend. Ek is uit my vakansie uit wakker geroep deur die storie van brand in Franshoek en teruggekom en dit was eers een gedeelte van Franshoek en toe almal dink dis verby. Toe die volgende week het die ander helfte van Franshoek letterlik afgebrand. So ek dink almal is geaffekteer. By Lamotte was ons baie gelukkig. Die wind was van 'n goeie rigting af vir ons en ons kon meeste skade beperk. Baie mense praat en vra oor byvoorbeeld rookbesoedeling en wat se skade was daar. Ons het ontleed, ons kan nie die elemente optel bokant die drumpelware van waar jy dit nou gaan agterkom later nie. So almal sal verskillende grade hê van die rookbesoedeling, maar sover as ons kan agterkom is alles reg. Daar's natuurlik ander neeweffekte soos al die bobbejane. Ons is reg teen die berg. Se habitat is verbrand, so hulle soek kos. So ons het 'n bietjie meer bobbejane as gewoonlik. En mense sê die bye se aktiwiteite is beïnvloed, so daar's baie goed. Ek dink selfs aan, ons praat altyd van die fynbos wat 'n invloed het op ons geure in ons wyn en daai fynbos is nou afgebrand. So ons het dalk nie rookskade nie, maar ons het minder terroir invloed as wat ons gewoonlik het. Ja. Edmund, ons sê vir julle baie sterkte en ons hoop regtig dat dinge mooi verloop met hierdie oes, soos jy sê 'n bietjie vroeër is gewoonlik. En ek wil vir Marlie vra, Marlie, kan jy vir ons 'n idee gou gee net van Lamotte as plaas? Ek weet dit is 'n enorme taak wat ek nou vir julle gee, want ons so baie om te sê, dalk net die betekenis van Lamotte daar agter en jy is nou al baie lank daar. Ek dink jy die plaas kan bestaan sonder jou nie. Dit is van my opinie. Maar vertel vir ons van Lamotte asseblief. Ja, dit is 'n wonderlike plaas om vir iemand van te vertel, want dit het so 'n ryk geskiedenis, Franse hugenote geskiedenis en dis een van daai ou Franshoek plase met die Franse naam en die hele kultuurerfenis met die ou Kaapse-Hollandse geboue en die wyntradisie, kostradisie. Dis hoekom ons elke jaar so lekker mosbolletjies bak, want dit is ook iets wat ons van die Franse hugenote koserfenis geërf het. Maar ek dink vandag met Lamotte is dis amper so half as jy op 'n plaas bly en mense praat altyd van mense op 'n plaas is so gasvry. En ek het bietjie daaroor gedink, ek dink is omdat as iemand by jou op 'n plaas kom kuier, dan wil hulle regtig by jou kom kuier, want jy moet so 'n bietjie moeite doen daarom op 'n plaas uit te kom. Ja. En dit is so vir my die hart van Lamotte is daai gasvryheid, daai autentieke gasvryheid om al is dit so pragtig en is daar so 'n groot verskeidenheid goed om te doen en is ons geseën met die mooi vallei en
die lekker kos en die wyn, gaan dit regtig oor daai gasvryheid om dit te deel, al die seëninge wat ons het, om te deel met mense wat ons besoek. En ek dink die hele groot ervaring speel eintlik daarop, soos die bakkery waarvan Ricardo ons nou later gaan vertel. Aanvanklik het ons gedink, ons wou die historiese werf van die plaas deel maak van die gasteervaring. En toe dink ons, maar wat as jy op 'n plaaswerf stap, wat wil jy ervaar? En toe besef ons is daar vars koffie en brood wat nou net uit die oond uitkom. En dis eintlik waar die idee van die bakkery ontstaan het. En toe het ons die ou jonkershuis omskep in 'n bakkery en toe nou 'n ekstra ver gegaan en met hierdie fantastiese toegewydheid tot kwaliteit en tradisionele brood en al die dinge, maar dit het gegaan oor mense moet welkom voel. En ek dink dieselfde met l'ami, wat beteken vriend of my vriend in Frans. Dit is so of die restaurant gaan daaroor om vriende bymekaar te bring, om 'n tafel bymekaar te sit. Ons het selfs die Lamotte Sauvignon Blanc wat so bekend is en wat almal altyd oral drink, het verlede jaar so 'n bietjie van 'n naamsverandering ondergaan. Ons het dit genoem La Famille Sauvignon Blanc. So is nog presies dieselfde wyn, maar omdat hy altyd op die tafel is wanneer ons familie en vriende bymekaar bring, dis eintlik vir my dit. En dan deel ons graag die kuns en al die lekker dinge daar, en dan soos wat jy, as jy by 'n plaas wegry, gaan jy dalk met 'n vol hart, maar jy gaan met 'n vol kattebak ook. Die mense op 'n plaas stuur mos nie vir jou met leë hande terug huis toe nie. Ja. So ek dink dan, as dit kom by die Spens en die plaaswinkel, met daai fantastiese produkte wat hoofsaaklik deur plaaslike mense gemaak word. Ons werk saam met die Local Edit, wat vir ons help om regtig die cream of the crop, as ek dit so kan nou, te kry van mense wat kreatief is en die mooiste goed doen. En dan kan jy van daai pakkies weer saam met jou huis te vat. So, ons wil graag hê mense moet ervaar die gasvryheid, maar die geskiedenis en alles waarvoor ons so lief is, waarvoor die familie al vir soveel jare lief is en omgee, en so mooi na kyk. En dan 'n stukkie daarvan saam met hulle huis te vat. Dis so mooi gestel, daar ons kan sien hoekom sy die werk doen wat sy doen. Ek wil net gou vra, want alles wat sy nou van praat, Edmund, in terme van jou agtergrond met Lamotte, is ook natuurlik 'n baie lang pad wat jy gestap het vandag, kellermeester. Dinge het baie verander. Ons het nou byvoorbeeld gesprekke oor die Stellenbosch wynroete, jammer dat ek kom nou daar ingooi, maar ons het baie gepraat oor hoe verskillende plase, verskillende aanbiedinge vir 'n persoon wat daar kom kuier wil gee. So party mense, ek noem Lamotte is deesdae vir my 'n bestemmingsplaas. Jy gaan soontoe en jy kan heeldag daar spandeer. Jy kan nou begin in die oggend en dan gaan jy in 'n bakkery toe, eet jy ontbyt en dan koop jy 'n brood en 'n koffie en dan gaan stap jy 'n bietjie in die tuine en dan het jy natuurlik nou bespreek vir middagete en voor middagete gaan doen jy eers die proe daarbo en dan gaan stap jy bietjie deur die winkel. So daar's so baie ding om te doen en daar's meer en meer sulke plase, wynplase wat eintlik maar op 'n manier geforseer was om dit te doen om finansiëel volhoubaar te wees. So van jou perspektief af, hoe lank is jy nou al daar en hoe het dinge verander oor jare? Ja, ek is besig met my 26ste seisoen, Desember 2000 daar begin en ja, voorwaar dinge het verander. Wat bekend is in die vertrek wat daai tyd al was Dube wat daar aan die ander kant sit en hy was daar en daar. Daai tyd het absoluut net oor die keller gegaan. Daar was 'n proelokaal, ja. Dit was bietjie meer langer en kompleks om in te kom, die ingang het verander, die pad was baie stiller, daar was baie minder toeriste en wynmaak was 100% van ons besigheid. En intussen het dinge gegroei en as jy terugkyk 25 jaar terug het eintlik verskriklik baie dinge verander. Ons personeelgetalle is seker 10 maal meer. Daar's baie meer mense met baie meer vaardighede wat betrokke is. Dis baie meer kompleks om te bestuur. Waar wyn 100% van die besigheid was, ek dink dis nou miskien 60 of 70%, die res is gasvryheid op die plaas, die hekke is meer oopgemaak, ons is baie meer gasvry en daar's baie meer dinge om te doen. Ek gaan nou gesels oor die kos aanbod. Ek kan nie wag om die mosbolletjie van die jaar te proe nie. Dit is my gunsteling tyd van die jaar. Ek sê natuurlik ek maak braaibroodjies. Mosbolletjie brood maak die beste braaibroodjies. Van daai soetigheid met die kaas, dit werk net fantasties. Ja, daar hoef jy nie bladjang op te sit. Nee, presies, vir die wat daarvan hou. Ja, dis natuurlik 'n debat, maar debat. Maar Doobs, ek gaan hom maar vir jou Doobs noem. So, hoe lank is jy al by Lamotte en hoe dinge vir jou verander in jou betrokkenheid oor die jare? Ek het 98 begin by Lamotte. Ek is 'n laaitie van die Noord-Kaap, Kimberley. Mooi. So toe ek
daar kom, het ek rondom Februarie maand, was ook Paarstyd. En hoe die dinge nou verander het, kyk toe ek daar kom, was dit nog, daar was so 'n plekkie wat jy noem die gat. As jy inkom by die keller se kant, af met die trappe, dan is daar die ontstangelaar. Nou die stengels het alles daar in die gat op die vloer afgeval. So al die nuwe ouens het by die gat begin. Dan moet jy nou hy stengels uitskep tot die blouer gekom het. Ek dink die blouer het dit meer makliker gemaak, want die blouer blaas nou die stengels uit op die trekkerbak. Ja. Vertel vir ons die storie en dan moet jy van ander mense en goed wat gebeur het stories vertel wat jy mag deel in Export Doops. Baie druk. So oude gedagte, maar ja, vertel vir ons jou storie in jou pad op die plaas. Toe ek in die keller gewees en toe was daar die klein prolokaaltjie wat Edmund nog so pas van gepraat het. Nou weet ek nie waar die wynmaker in my gesien het en toe het hy my getoets om bietjie te gaan help aan die prolokaal as hulle so besig was. En dan as ek 'n tydjie in die prolokaal, dan as ek weer terug in die keller. En daarvanaf was ek as stoorman, heeltemal uit die keller uit as 'n stoorman. En vanaf stoorman was ek prolokaal ambassadeur ook. So as ek nou my posisie kan beskryf, was ek vanaf die gat tot die gesig van die maatskappy. So jy het basies nou alles gedoen. Ja, nee, kyk. Jy kan jy die wyn ook maak of hoe? Man, as ek die kans gegee word, dan maak ek hom. Het jy 'n gunsteling wyn? Ek het altyd gesê ek drink wyn omdat ek moet drink, you know, ek word betaal om dit te drink. Dit is wat nou daai tyd wat ek in die prolokaal gewerk het, maar oor die algemeen gaan ek net vir stoutheid 'n drankie vat. En wat sal dit dan wees? Wyn. 'n Wyn, maar wat 'n Ja. wyn? Daar's 'n wyn wat hulle noem die Millennium. O, Dat is 'n Bordeaux versnit. Dat is 'n rooi wyntjie en dan gaan ek van die witte sou ek 'n Sauvignon Blanc. assai. Hulle moet steeds, ek weet nie noem Edmund al om die steeds dieselfde nie. Steeds het hulle die Sauvignon Blanc genoem. As 'n swembadwyn. Dat is 'n wyn wat jy net vir jouself kan skink en dan die son sit langs die swembad en geniet. Swembad wyn, dis 'n lekker een. Doops, jy moet daai stories nou begin dink, né? O, Asseblief. Net so 'n paar stories. Weereens Dubai. Eintlik, wat Doops, ek is maar oor daai naam. Maar as jy mens nou 'n bietjie kyk na die verskillende dinge wat jy ook aanbied. Ek wil net gevindig sê die Millennium het mos nou ook een of ander, dit is deel van 'n lys van beste wyne in 'n prysklas, Marilee. Jy het so 'n forward ding oor geskryf, dink ek. Ja. Ek moet sê ek dink jy sê dis die beste waarde vir geld. 'n Rooi versnit wat jy moontlik vir jouself kan die guns doen om vir jou 'n glasie van te skink. Ja, dis 'n baie lekker wyn. Vir enige geleentheid en as jy mense wil impress, kan jy hom skink en as jy net vir jouself 'n glasie wil Ja. skink en werk dit ook. Okay, kan ons 'n happie van daai morsbolletjie proe? Yes, natuurlik. Wie sny wie breek? Breek 'n mens 'n morsbolletjie, sny jy 'n morsbolletjie? Moet gebreek word. Okay, maar terwyl die chef nou vir my 'n morsbolletjie breek, dis my sommer my ontbyt ook en van julle fantastiese. Wie maak die botter op die plaas? Waar kom die botter vandaan, Marlene? Hierdie botter is van Spitskop. O, natuurlik. Ja. Ons het met hulle onderhoud gedoen na die dag. Ja, dis En- fantastiese botter. Word met die hand gemaak daai, sover ek kan onthou. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die ernstiger bakkery, die suurdeeg en so aan, alhoewel ek dink morsbolletjie is 'n baie ernstige saak. Maar ek wil nou vinnig hoor, ons het nou die jong wyn van die jaar 2025 Semio van Lamotte hier. So ek wil eers hoor Edmund, jy moet die superproewer palet van 'n wynmaker, wat is die beste wyn om saam met 'n morsbolletjie te drink? Wat sal jy sê? Ek het nog nooit gaan 'n klomp wyne voor my neergesit en dit probeer nie. 'n Mospolletjie het soeter geure en dan is daar 'n bietjie anys by wat my onmiddellik sal dink ek lei na iets is Shiraz wat met minder tannine het wat jy so 'n bietjie kan afkoel. Die hedendaagse meer moderne Shiraz met laer alkohol wat as jy hom bietjie afkoel en hy sal baie lekker gaan saam met daai effens soetgeure en dan ook die anys wat daarby gepaard Lekker. gaan en dis inherente geure van Shiraz. Die bietjie spesery. Ja. En ek wil net sê ons gesels gereeld met sy vrou Vrydag, né? In die 360 program speseryroete het af van Deventer ter Blanche. So ek gaan gou vinnig die broodjie proe, dan gaan ek sommer van die Semio ook proe. Vertel vir ons van die Semio en jou aanslag, die rigting met Semio en ek dink mense sien Semio as 'n wyn wat gemeng word met 'n Sauvignon Blanc om hom 'n bietjie struktuur te gee en so aan. Waar kom jou liefde en jou passie nou vir Semio vandaan en baie geluk met jou jong wyn toekenning. Dis 'n groot een. Ja, ons belangstelling in Semillon is tweeledig. Eintlik die nommer 1
dit is baie deel van die geskiedenis van Franshoek. Van ons oudste wingerde in die land is natuurlik Semillon. Ons buurman sit daar met 'n 125 jaar oue Semillon wat 'n baie gesogte wyn maak daarvan. En ons het dit op die plaas, maar ons het dit geplant juis ook, ons het nou gesê Sauvignon Blanc, ons is meer bekend vir Sauvignon Blanc en die Semillon is maar die agtergrond van Sauvignon Blanc. Ek sê altyd dit maak die skerppunte bietjie minder skerp en dit maak die wyne bietjie meer kompleks. Hierdie Semillon in ons werke met Semillon het ons ook bietjie aangeplant in 'n koeler klimaat wat daar by Elim is. Dis daar naby Agulhas en dit maak 'n heel ander tipe wyn as in Franshoek. Ja. En dit pas ook lekker saam met die koel klimaat Sauvignon Blancs. En omdat die wyn so uitgestaan het, is een van daai toevallige aanplantings waar op die einde van die dag is die Semillon beter as die Sauvignon Blanc. Dit het ons nou half gelei tot om dit aparte bottel en natuurlik die prys vir dit gewen het laas jaar, die beste jongwynskou. En ons het dit nou net een keer gaan ons dit net vir die jaar bottel en dit word eintlik maar net in die proelokaal verkoop. So ons kan nou meer in diepte bietjie kyk hoe hy verouder en 'n bietjie meer praat oor Semillon. Ek het nou 'n slukkie gevat en dit is so 'n fantastiese mondgevoel en werk vir my nou weer baie, alhoewel enige wyn beskuit werk vir my. As ek ooit beskuit eet, dan wil ek rooiwyn drink of wyn drink. Dit is net vir my, of, jy weet, swart koffie met geen suiker, dit is heerlik. Vertel net gou vir ons van jou perspektief af in terme van die geur van Semillon. As jy vir mense dit moet beskryf, want daar's baie mense wat nie Semillon ken nie. Ek dink daar's baie mense wat graag sal wil weet wat is die tipe van geurprofiel wat jy moet ervaar. Dit hang regtig af. Hy wys nogal baie kante van homself in die verskillende areas. En dit moet baie interessant gewees het 200 jaar terug. In 1820 dink ek was 80% van Suid-Afrika aangeplant net met Semillon. So die mense van daai tyd het waarskynlik Semillon bietjie beter geken. In ons area Semillon as 'n jong wyn sal so vrugtig wees soos Sauvignon Blanc. Hy sal bietjie meer tropies wees, maar dan soos hy so bietjie ouer raak, herinner hy jou amper aan 'n, ek wil sê 'n blikkie room mielies, sweet corn soos hulle sê, of selfs as jy die stronk van 'n mielie ryk, daar ryk jy baie Semillon. Sure. Soos hy ouer raak, gaan hy miskien 'n bietjie lanolin karakter ontwikkel, so 'n lynsaad tipe karakter. Maar hierdie Semillon kom van hierdie dramaties koeler area af en dan wys hy amper meer geure van 'n Sauvignon Blanc. In hierdie spesifiek een baie groen vye en toe hy bietjie jonger was, het ons nogal gedink ons ryk ginger, wat is dit? Gemmer, ja. Dit laat dink jy amper hierdie pink gemmer wat jy met die sushi gebruik. O ja, gepikkelde gemmer. As 'n jong wyn, so dit en natuurlik die groen peper. Ons sê altyd hy ryk nie na die groen peper, hy ryk die geel peper, amper 'n ryper pepergeur. So dis hoekom hy so mooi aanraak en hoekom hy so mooi versny met Sauvignon Blanc. En dan net gou vinnig voordat ons nou uiteindelik praat en gaan vra oor wat is die triek met 'n mosbolletjie? Want soos ek sê, my eerste probeerslag is regtig, ek kon mense doodgooi met daai ding. En daar was baie van hulle ongelukkig. So ek gaan vir jou vra 'n bietjie, wat is jou raad daarmee? En natuurlik jou opleiding oor see, fantastiese ervarings wat jy gehad het. Die bakker is hier in die ateljee, maar hoekom is die jongwyn toekenning so belangrik? Wat is dit? Gee gou vir mense konteks wat hierdie jongwyn skou wyn van die jaar toekenning verstaan nie, want jy is 'n ernstige man. Ek vind Edmund ernstig, het hierdie fantastiese droë sin vir humor. En toe hy nou praat oor, jy weet, ek het nou dit gewen en so aan, toe kan ek die trots kon ek duidelik sien. En dit was vir my so mooi, dit was nog by 'n ete wat julle gehad het, né, verlede jaar. So vertel 'n bietjie, hoekom is dit vir jou so spesiaal? Ag, as jy ingeweef is in die wynbedryf, dis lekker om deel te neem aan alles wat aangebied word op die kalender in die jaar. Van dit is die Veritas kompetisie wat baie mense ken en dan dieselfde organisasie bied ook die jongwynskou aan. Jy kry natuurlik ook ander organisasies wat Diners Club Winemerk aanbied wat ook 'n baie gesogte toekenning is. Die inskrywing na kompetisies het 'n bietjie klem verloor, moet ek sê, in die laaste 10 of 15 jaar.
Maar ek dink dit is amper asof dit bietjie besig is om weer te herleef. Mense het weer behoefte, ons almal weet verkope van wyn nie net in Suid-Afrika, die wêreldwyd gaan bietjie swaar, die wynbedryf is onder druk. Dis amper asof die mense weer bietjie saamtrek en by mekaar wil kom en gesels oor alles en ek dink daar is so 'n bietjie van 'n herlewing in die Jongwynskou en dis die enigste skou waar jy tank samples inskryf en nie gebottelde wyn nie. So dis amper half waar wynmakers mekaar mee teenoor mekaar en laas jaar is so 1500 inskrywings gewees wat 'n taamlike groot inskrywing getal is vir Suid-Afrika en dan sal die verskillende klaswenners aangewys word, die styl en dan sal daar 17 klaswenners teen mekaar gemeet word en dan kies hulle nou letterlik die beste wyn, al is dit heeltemal stylverskille, dan kies hulle net die wyn wat die meeste uitstaan. Ja. In die laaste 20 jaar was dit die tweede Semillon wat dit te beurt geval het. Die ander een was dink ek 2010 of 11 wat Flagstone ook 'n Semillon ingeskryf het. En ja, groot verrassing vir ons dat so 'n klein kategorie regtig toe op die ouend die beste jongwynskou is en dit voel goed vir 'n wynmaker om ten minste te weet jy het 'n baie goeie wyn in die kelder. So dit is soos 'n tipe van peer review, jou eie ouens in jou bedryf wat vir jou sê hoe goed dit is. En ek dink dit maak dit seker nog meer spesiaal. Ja, seker maar soos 'n sportspan, dis die speler se cricketspeler van die jaar. OK. Nou weet ons van wat hy hou, dit gaan nie oor die persoonlikheid nie, dit gaan oor die wyn. Nee, dis fantasties, dit is vir my so mooi Edmund om jou te hoor praat oor, hy raak so passievol daaroor en ek gaan nou by die chef aansluit, want Stefan het ons verduidelik hoe vat hy dan nou Edmund se wyne en voeg dit by op sy spyskaart waar hy lekker kan vuur maak. Alhoewel ek weet nie of is dit altyd lekker. Jy weet ek kies mense wat ek van gehoor het nou wat elke dag braai. Bertus Forele wat elke dag braai. Maar dan dink ek myself, is dit altyd lekker? Maar ja, dit kan nie maklik wees om heeldag voor die vuur te staan nie, alhoewel ek dink dit is 'n droom. Dit moet 'n droom wees. Maar 'n droom is die morsbolletjies en ek is die enigste een wat op die oomblik eet daarvan. So is dit hoekom julle almal so fikse gesond lyk. Dit is almal so mooi maar selfs die bakker. Ek weet nie moet ek jou vertrou nie, want 'n maar bakker ek weet nie lekker wat ek daarmee moet doen nie. Nee, sy maarbakker is 'n maarbakker. Ek's 'n bakker wat elke oggend huis toe gaan, 3 ure slaap, dan namiddag gym toe gaan. Ai jene. Hoe lyk jou ure? 12 tot 9, slaap van 10 tot 2, van 2 tot sê van 3 tot 5 is gymtyd. Ek en my vrou al twee. Sjoe. En dan van 6 of 7 tot 11 slaap. Dis wat dit verg. Ja. En dan hoe laat begin jy weet ons begin 12 uur in die nag. Omdat ons 'n houtstoof het, vat ons 4 ure om stoof warm te kry en so 'n uur of 'n uur en 'n half om die oond af te koel voor ons kan bak. Is dit daai mooi ou stoof in die kombuisie agter waar die brode staan wat jy kan van kies? Ja. Want ek het gaan kyk. Ek moes vra kan ek gou vinnig net in beweeg om gou te loer na hierdie pragtig. Dit is so mooi. Hoe oud is die stoof? Weet ons enigstens? Weet jy, dit is ons het hom toe ons die bakkery gebou het, ons het dit as ingevoer uit Frankryk uit vir daai spesifieke doel vir die bak, ja. En hoe bestuur jy so oond se temperatuur? Want dis die groot ding met fyn gebak wat jy eintlik Ja, kyk, dit was 'n ek sê 2 weke proses vir my om te leer om te bak waar die oond. Dit was bietjie stresvol geweest because elke brood wat ingegaan het vir die eerste keer het swart uitgekom. Bo of onder, so jy moes later aan begin mik waar jy jou brode wil insit, watter brood eerste moet ingaan, watter brood tweede moet ingaan, voor jy die oond kan regkry. So ja, dit vir my 2 weke gevat voor ek kan regtig kan sê, maar okay, so werk die oond vir my, dis die tyd wat ek moet bak, hierdie brode moet eerste gaan en hierdie brode moet laaste gaan. Jy weet, ek dink nou my pa se groot pot brode wat hy al die jare gebak het, en dan gaan jy mos nou, jy doen dit nie by die huis, waar in jou eie braai, vuurherd waar jy weet hoe dinge werk. Jy gaan na 'n hele ander plek toe of jy's iewers op 'n sportgronde besig en dan so nou en dan die brood swaar van die een kant swart gevang en jy sny net af. Die res van die brood is okay. Dis soos as jou pot vasbrand, moenie roer nie. Tensy hy nou regtig vasgebrand en dan smaak alles na brand. Maar moenie roer nie, skep van bo af. So dit gebeur. Jy weet, dis eenvoudig, maar jy kan nou nie sekerlik by Lamothe se bakkery sulke brode verkoop nie. Nee, ek kan nie. Ek het 'n bakker gehad wat so aan die begin van die proses van die bakke. Het hy ook gebak en het brood so 'n paar keer gebrand toe. En dan het hy so rasper gevat en om so geras. Ja. En ek het een aand toe staan en dan vra wat maak jy? En hy sê nee, ek maak net die brandskoon en ek brand. Nee, dit gaan nie. Ek moet sê iemand wat ook so van die bedryf was, het vir my, ek het een keer hierdie vreeslike lekker brioche buns
van scratch af die hele storie gebak maar omdat hy suiker net vange so vinnig hitte onder en 'n klein bietjie donker geraak en hulle kom toe eet, sy sê van jy waar's 'n rasper. En dit is net gevindig vir by die huis want ons ma het mos altyd met die roosterbrood met 'n mes dit afgekrap. So ek wil net sê as enigiets brand soos 'n brood, gebruik 'n rasper. Wat is die triek van 'n mosbolletjie asseblief? Hoe kry jy dit so lig en tog is daar hierdie tekstuur daaraan, dis trekkerig. Jy weet wat ek bedoel, dis nie 'n maklike ding om reg te kry nie. Kyk, baie mense, soos ek sê, 'n mosbolletjie is iets wat ons geleer het. Ek het eintlik by Edmund se vrou geleer 'n mosbolletjie maak, because ek by Lamot kom 13 jaar terug, ek het geweet wat 'n mosbolletjie is. Ek was 'n bakker, maar minimum kennis van bak. So sy was nog daardie tyd was sy ons general bestuurder, sy was die oorsiener van die restaurant gewees. En sy het die resep gegee en ons het my gewys om mosbolletjie te bak. Maar oor die jare het ek basically vir myself geleer hoe om die mosbolletjie te kry te baie vandag is. Ek het geleer dat jou temperatuur ook belangriker is as dit kom by mosbolletjie. Kyk, hoe jou liquids wat jy insit, veral soos 'n mosbolletjie, kan jy 'n klein bietjie warm maak. Dit gee die mosbolletjie, klei vir alles jy jou staat te maak. Veral dit gee die mosbolletjie tyd om vinniger te grys. En daar is die staat binne die finale deeg sit, dan rys 'n mosbolletjie meer. Ook as jy jou mosbolletjie afwerk, gebruik olie. Op jou hande. Ja, nie meel gaan die deeg uitdroog, gebruik olie, die olie hou die deeg moist en dit gee dit die lekker volume en dit gee die elasticiteit so tussenin. Gaat hy lekker bak, maar gaan lekker elasticiteit gee. Mag ek dan nou vra wat die eienaars Hanlie Rupert Koeglenberg en Hein Koeglenberg se gunsteling brood is? Mosbolletjie. Is dit mosbolletjie? So ek kry hulle die eerste batch word vir hulle afgelaai. Ek kan my voorstel. Ja, kyk as hulle kritiek is ook baie as dit kom die mosbolletjie nie reg gebroei nie, sal ek sal dit hoor, daardie batch was nie reg gewees nie of daar's iets fout met die mosbolletjie, so maar die terugvoering sal ek kry daaroor. Ja, hulle is altyd ook so gasvry. Gepraat van Hein, ek het vir Marlie gevra om vir Hein te vra om vir ons 'n boodskapie te stuur en Hein Koeglenberg, natuurlik getroud met Lamot eienaar Hanlie Rupert Koeglenberg en was die uitvoerende hoof van Lamot Wynlandgoed sedert 1999 tot sy aftrede aan die einde van 2025. Hallo Martelies, ja, na 27 parste op Lamot, voel dit natuurlik vir my van 'n jaar vreemd om nie so deel van die aksie te wees nie. Ek het mos nou afgetree as uitvoerende hoof van Lamot, maar ek moet sê, voor ek my kom kry, is ek op die plaas vir 'n lekker koppie koffie en mosbolletjies. Ek loop graag aan om te sien hoe dit met Keller en die plaasaktiwiteite gaan, en dit is veral vir my lekker om te sien hoe die gaste die plase ervarings geniet. Parslet in die wynlande is natuurlik 'n spesiale tyd, maar op Lamot bly ons in die gang met baie interessante aanbiedings reg deur die jaar. Selfs al is al die druiwe reeds in die keller. Daar is al binne 'n program van kunsuitstallings en werkswinkels, klassieke musiekkonserte en 'n ongelooflike verskeidenheid van plaasprodukte. Party geniet jy sommer terwyl jy by ons kuier in die restaurant, in die bakkery of in die proelokaal, en as ek sien hoe al die besoekers met groot glimlag te begroet en bedien word, dink ek hulle voel seker ook soos familie. Is dit nie 'n wonderlike bedryf vir ons om te wees nie, waarin ons elke dag nuwe vriende kan maak nie. Baie sterkte uit Franshoek, groete van my, Hein Koeglenberg. Baie dankie Hein, lekker om van jou te hoor. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die kunsafdeling ook daar, maar liefet vir ons meer kan vertel daarvan. Ons het al gesels by die kurator, wonderlike werk wat daar gedoen word, maar jy het gepraat van ek het geleer dat. Ek het gehoor jy is Frankryk toe gestuur of jy het een van 'n fantastiese opleiding gaan kry, 'n eerste vir 'n Suid-Afrikaner. Ek praat nou regtig uit inligting wat ek 'n jaar terug dink ek gehoor het. Vertel vir ons 'n bietjie van die opleiding. En met korreksie nie Frankryk, Germany. Okay, dankie, jammer. Duitsland, want ek meen hulle het mos 'n brood vir elke dorp. Elke streek het sy eie brood. Toe ek daar kom, toe vind ek uit maar dat oor die 3000 tipe brode. Sjoe. Dit is baie meer as wat ek ken. Ek het gedink ek ken van brood, maar toe ek Duitsland toe gaan, toe sê ek soos in, wow, ek ken niks van brood af nie. Ja, ek is Duitsland toe om Suid-Afrika se eerste breedsimuleer te wees. So dit is basically om vir mense te leer hoe om oor brood te praat, wat geure in brood is, wat 'n tipe waarmee jy brood kan pair, soos met wyn of met kos, because aanvanklik as jy vir enigiemand vra, hoe proe jy 'n stukkie brood? Sy enigste ding gaan vir jou sê, is nice of is lekker.
Maar dit wat ek nou op die huidige oomblik studeer is om vir mense meer inhoud te gee oor hoekom daai brood so proe, wat die geure daarin is en sovoorts. Jy is nou Suid-Afrika se eerste broodsommelier. Ons gaan definitief maar 'n aparte onderhoud moet gaan doen en met jou sit en deur 'n proe gaan en hoe 'n mens proe en wat 'n mens proe alles. Want dit is 'n groot gesprek dink ek daai. Ek is mos 'n verskriklik groot broodliefhebber. Dit lyk dalk so. Ek eet nie so baie brood nie, ek beloof. Ek het al so baie van jou brood geëet en is regtig fantastiese gebak. So jy het ook 'n ervaring, mense kan kom en die hele ding saam met jou ervaar. Hoe werk dit? Ons het 'n one day course wat ons by Lamotte doen waar mense kom en hulle kom saam met my, spend die dag saam met my om te leer om suurdeegbrood te bak. Okay. Hulle kom, ek vertel hulle 'n bietjie meer van suurdeegbrood, dan gaan hulle af na die meel toe, dan word hulle gewys hoe om meel te maak. By ons mil waar ons 'n tradisionele watermil het en dan het ons ook 'n elektriese mil wat basically vir ons die verskillende grains of grane. Ja. So ja, dan kom hulle weer terug, dan bak hulle eie brood en hulle shape hulle eie brood en dan kry hulle fantastiese lunch agterna. Lekker. Ek dink dit was seker 15-20 jaar terug het ek daai meel besoek. Ek het nog 'n onderhoud daar gaan doen, klomp onderhoud op die plaas kom doen. Was jy toe al daar? Ja, ek is nou 16 jaar. 16 jaar. Dit kan so wees. Net, dit kan wees want ek onthou ek het gegaan en toe nou verskillende onderhoude gedoen en so en afgery na die meel toe. Dit is 'n pragtige ou klein gebouetjie, né? Ja, dit is die oudste werkende ou meel in die Franschhoek-Vallei. Ja, hy is pragtig. So hoe baie meel julle daar? Kan ek het jy idee hoeveel kilogram? Meel. Ja. Kyk, op die huidige oomblik doen ons omtrent soos 20 kg per dag. Per dag? Ja, vir die hoeveelheid brode wat ons doen en dan as jy kom vir jou, kan ons sê vir jou experience, dan doen ons ook maar so 20 tot 30 vir die mense te wys. Dan vat ons daai meel en dan bak ons vir die mense broodjie, dan kan hulle van die meel huis toe vat as wel om vir hulle eie brood te bak. Wonderlik. Kan ek van die meel kom koop? Verkoop julle van die meel? Ek dink ek het gesien dat julle dit verkoop eintlik. Ja, ek dink in Spence. Ja, as jy die broodervaring doen, dan kry jy 'n sakkie meel wat jy kan saam van huis toe. En ek kry ook saam met dit kry jy 'n eetplantjie. Ja. Dan jy 2 kinders om te voer. Ja, ek sit klaar met 'n plantjie Alfonsina, die 106-jarige kuier haar my laai in die yskas, die arme ding kry nie verskriklik baie aandag. Jy moet sommer 'n bietjie harder moet werk aan die saak. Wat is jou gunsteling brood as jy moet kies? Iets wat jy nou nog nadat jy gegym het vir lus is. Hoeveel die brood het te wees nie, ek weet julle maak ons nou die lieflikste. Sy skel altyd as ek klaar gegym het, dan koop ek my 'n groot slep as 'n len eet ek sit en eet ek lê. Ja, maar jy's 'n man, jy kan dit doen. Maar my gunsteling brood by huidige oomblik is ons classic sourdough. Ja, nee. Ja, kyk, daar is hier het about 5 meele in en gaan nie sê wat se meele nie, maar dit is 'n Lamotte State Secret. Oei, ek gaan met bietjie moet delf daarso. Die bakker Ricardo Slavers wat met soveel passie gesels voordat ons aanbeweeg na die restaurant toe. Die mosbolletjie tradisie, waar kom dit vandaan? Wat is ek meen dit moet nou al baie oud wees sekerlik. Ja, so ons sê dit volgens Hetta en die bronne, is dit iets wat saam met die Franse Hugenote gekom het. Die tradisie om mos, so dis die druiwesap wat besig is om te fermenteer, te gebruik as 'n rising agent. So in plaas van om gist te gebruik jy die mos. So dis hoekom ons ook die mosbolletjie net in die parseisoen bak. So jy moet hom nou kry voordat al Edmund se druiwe klaar gefermenteer is, want anders is daar nie meer mosbolletjies nie. En dan is die tradisie om dit met 'n koppie swart koffie in die oggend te doen. En soos wat ons in Suid-Afrika met biltong en droë vrugte en alles doen, het ons om te preserveer. Ja. Uiteraard ook dan nou beskuit gemaak. So mosbolletjie beskuit is dan nou die volgende produk van die mosbolletjie wat baie mense eintlik beter ken dink ek as vars mosbolletjies. Dit is net absoluut fantasties. Die tradisies wat mense ervaar. Ek wil net sê ek het al baie keer van mense byvoorbeeld na ander provinsies 'n versoek gekry wat ek wens so kan van die mos in die hande kry, kan mense dit iewers bestel. Dis natuurlik nie noodwendig moontlik nie, dit moet koud gehou word, daai tipe van ding. So ek sê maar vir mense as jy regtig die naaste beste wil maak, kan jy druiwesap gebruik. So ek het al 'n paar keer dit met druiwesap gebak en dis nie dieselfde ding nie, maar jy kry so half daai gevoel ten minste. As jy die anys bygesit het, jy weet in 'n bietjie suiker, dan dink ek het jy iets beet of nie. Ja, en daai tekstuur. Wat sal jy vir mense ja presies, maar wat sal jy vir mense sê dan as hulle nou nie toegang het nie? Volgende het so kyk as ons altyd mosbolletjies maak, dan is daar so 3 of 4 bolletjies oor. Dan bak ons dit ook. Ja. En vanoggend het ek die mosbolletjie gevat en net so
afgebreek en toe kyk ek het so en is like, ek het lus vir 'n koeksister. En die drup ek die hele mosbolletjie in die stroop en die eet kom like, naast aan 'n koeksister. Ek moet sê ook jare gelede het julle nie 'n Shiraz, ek weet julle daar was 'n tyd wat julle Shiraz sout gemaak het en 'n Shiraz brood gebak het. Ek onthou dit nou verskriklik goed want ek wil nou vir hom vra, jy as bakker, jy's nou 'n sommelier van die brood. So en ek het nou gevra vir Edmund wat hy sal drink saam met die morsbolletjie. Wat is jou gunsteling wyn brood bymekaar koms en proe? Is daar iets wat jy in kan dink? Want joh, ek sê vir jou my laaste maal is vars brood met botter of olyfolie as ek baie lief vir. Dit met bubbly wees. Net so, ja. Dit is 'n non-question. Dit is 'n baie goeie punt. Okay, bubbles of daai lieflike rosé van julle. Ongelukkig is ek nou een van die mense wat nog nie drink, so ek kan nie daai pen baie geluk. Ek is baie trots op jou. Regtig, ek is nie sarkasties trots op jou. Ek drink net vir afgelope 21 jaar nie. Kom maar, hoe oud is jy nou? Jy lyk nou vir my so 21, 25. Ek is 41. Okay, nee, jy lyk baie jonk. Baie jong meneer. Ja. Dankie, ons is in dieselfde dekade, dan sit okay. Uiteindelik kom ons by ons chef uit en want daar's so baie om te bespreek. Ek is nou besig om heerlik te hap hier so aan die morsbolletjie en Stefan Moelman is die chef by Lamy. Dis die familie brasserie. En dit beteken soos wat Marley vroeër gesê het, my vriend. So ons gaan sit daaraan. Ek het natuurlik nou al daar geëet, moet ek sê, groot bederf gewees om daar aan te sit. En dit is om fyn cuisine saam met braai en oop vlam, jy weet, bymekaar te sit en dan moet jy met iemand anders se kalvers bietjie boer want jy moet Edmund se wyne, die plaas se wyne natuurlik ook daarby bymekaar bring. Ek het 'n keer ete kon doen waar jy juist so 'n pairing gedoen het. Ek sê dit nou maar sommer in Engels. Hoe voel dit? Dis nou al 'n paar jaar, né? Dis nou 2 jaar. Jaar of 2 jaar. Hoe lank is dit nou? 'n jaar en 3 maande. Amper. Ja. Voel jy al jy het nou jou voete gevind? Want dit neem tyd tog om 'n spasie jou eie te maak. Ja, kyk as jy nou sien wie almal om my sit en hulle is almal soos 15, 16, 25 jaar daar is ek maar nog die jong bokkie daar lê by Lamotte, maar ek moet sê soos ek kan by Marley aanhaal die plaas toe ek al begin het, almal is baie gasvry. En jy weet, dit is baie familie georiënteerd, so ek het baie vinnig my voete gevind daar in die restaurant, ja. Waar kom jy vandaan? Ek is oorspronklik van Bloemfontein af. Bloem? So, van die Vrystaat af, ek was daar op skool en toe het ek hier onder in die Kaap kom swat, by 'n chefskool, daar in die Franshoekvallei. Ja, het ek verlief geraak en toe het ek nooit weer teruggaan nie. Verlief op wat of wie? Wel, die kos eers en toe vang ek vrou hier onder. Okay, ja. Nee, ek wil net seker maak vir my saak daarso of ons moet praat oor die kos. Maar wat was die inspirasie daarvoor dat jy kom studeer het? Kyk, as jy met baie chefs gesels, dan is dit altyd 'n ma of 'n ouma of iemand wat hulle geïnspireer het. My inspirasie was maar ek het net gehou van kreatief wees en my oupa het vir my sê ek moet nooit van kuns swat nie. Ek mag nie dit doen nie. Maar wat jy nou doen is kuns eintlik. En toe dink ek nou wat kan ek doen? Wat kan ek kreatief doen? En toe kyk ek 'n bietjie na kos. Jy weet, dit is self kuns op sy eie. Ja. En ek praat gereeld met Nina in die ateljee. En sy sê ook vir my elke dag wat ons doen is 'n vorm van kuns en hoe om jouself uit te kan beeld. Ja. Wat is jou gunsteling gereg sover? Want julle fokus is baie natuurlik Frans, maar ook baie elemente van Suid-Afrikaanse geregte en invloed. So op die oomblik skaapsterk is my gunsteling. Ek kan nie genoeg kry van dit nie. Ek dink die oorspronklike idee wat die familie ook gehad het met die restaurant was om baie op Suid-Afrikaanse kos te fokus, maar 'n bietjie met die Franse invloed omdat ons in Franshoek is. So ons doen baie jy weet goed wat ek ken wat jy mee groot geword het. Maar ons verfyn dit 'n bietjie. Ja. Dit is 'n oop vuur. Dit is 'n groot tendens op hierdie stadium in verskillende restaurante. Ek kan dink aan 'n chef wat dit in Johannesburg natuurlik, ek dink dit was nog Mabel uit 'n groot ding daar begin. Ek wil net weet hoe jy dit ervaar, want soos wat ek nou vir hom gevra het in terme van die oond, dit is nie altyd maklik. Jy kan nie altyd 100% jou temperatuur daardeur meet nie. Jy kan nie eers met so 'n oond byvoorbeeld wat jy kry mos dis daai pizza goedjies wat jy bo op vuur maak en dan trek jy nou die laai oop en ons het al probeer om die temperatuurmeter van 'n oond daar in te sit en die oomblik as jy oopmaak en natuurlik verloor jy mos. So daar's geen manier om regtig vir jou te sê wat die temperatuur daar is tensy jy een of ander fancy gadgets daar agter het. Hoe werk dit en hoe ervaar jy dit? Kyk, wat die karre het bietjie gesukkel met sy oond en jy weet dit vat tyd om daai goed reg te kry, maar vir ons is dit eintlik half maklik. Want ons as Suid-Afrikaners braai maar al elke dag so. Die chefie wat heiliglik daar nou werk, Darryl, ek soek nou en dan as ek daar. Hy is baie natuurlik, jy weet, hy steek vure aan en die eerste week het ons begin het, ek sê, "Joh, maar jy doen eintlik nogal goed." Sy net chef, maar ons braai elke naweek by die huis. Hier dis vir hom lekker. Ja. Dis mos maar net dit is 'n gevoel. Dis 'n
hoe meer jy hom oefen, hoe meer ervaar jy presies hoe jou kole moet lyk en al daai tipe van ding. Presies dit, ja. As jy askoek wil maak, moet jy weet wanneer daai kole heeltemal uitgebrand is. Jy kan nie die ding daar gaan indruk nie. Geef my 'n idee van jou beste bymekaar koms tussen 'n gereg van jou en 'n wyn van die plaas. Sjoe, op die oomblik, daar's eintlik 3. So ons het lekker oesters op die menu op die oomblik en ons doen dit met ons Cape Classic. So ons maak amper soos 'n sousie wat jy oor die oester sit en dan net voor jy die oester uitsteek, dan vat jy 'n warm kool, dan druk hom net bo op die oester. Sjoe. Dan gooi jy nou van daai Cape Classic sousie wat jy gemaak het bo op die oester. Dit sal een van my gunstelinge wees. En dan maak ons 'n lekker amper so tomatie by die sous, nou uitdaglik met die skaapstertjies. Dan gooi ons 'n bietjie van daai Millennium by. Dan kook ons dit saam af. En dan hy maak hy sous lekker diep. Dis nogal. Drink ons die Millennium ook saam met die skaapstertjies, wat sê jy voorstel? Definitief, nee. Okay, Millennium se skaapstertjies sal my keuse wees, ja. En die bubbly, daai Cape Classic is regtig net 'n lieflike wyn. Dit is my gunsteling. Ja nee, dit is 'n fantastiese een daai. So jy moet honger gaan maak gerus 'n draai en proe. Ek weet julle het ander wyne ook op die spyskaart. Dit is natuurlik 'n restaurant wat vir mense ander wyne ook aanbied, maar gaan proe bietjie. Sal jy voorstel dat mense eers 'n wynproe gaan doen en dan by jou kom eet? Of hoe sal jy dit voorstel? Ons het al baie ervarings gehad waar dit altyd kante toe gaan het. So partykeer as hulle eers gaan wynproe en by ons aankom, is hulle bietjie ek dink hulle dalk te veel geniet daarbo. En dan ja, half experience nie eintlik wat jy moet nie. Ja. Ek sal dit andersom doen. Ek sal eers eet by ons en dan sal ek bietjie gaan wynproe. Maar jy kan seker maar doen net wat jy wil en hoe jy voel die dag so. Hoe die wind jou lei in die rigting. Ja. Ek moet sê baie jare gelede het Irida de Tooy hulle nog ateljee toe gekom. Dit was nog 'n huiskok, glanskok dink ek insetsel en hulle bring toe druiwe en hulle maak nou dit is nou kook met druiwe en daai tipe van ding. Natuurlik is dan al vir ewig met druiwe gekook, maar dit voel vir my so daar was 'n oplewing op 'n stadium gewees. Jy gooi die druiwe in die vuur. Hoe maak jy? Vertel vir ons, gee vir ons 'n idee by die huis hoe ons kan speel met druiwe. Dit het eintlik per ongeluk gebeur. So ons het so druiwe dissie nou bymekaar gesit vir ons oesbord. En die druiwe het so op die braai gelê en min wetend dat die ou nou begin vuur maak. En die druiwe toe nou gebrand. En ek dink toe, ja, ek haal dit nou toe af en daar's nou borrel olyfolie langs my en ons het 'n bietjie fynbosasyn ook. En ek gooi dit toe bymekaar, gooi 'n bietjie sout op en ek proe dit en ek dink toe, "Jesou. Dis nou baie lekker. Ek gaan dit nou doen vir ons harvestbordjie, 'n bietjie ons goed in te bring." Ja. En ons het vir 'n bordjie gemaak om te proe. Ek weet nie of ons gebraaide druiwe al geproe het nie. Nee, ek dink nie so nie. Ons gaan hom nou proe. En hy het nogal lekker deurgekom hoor. Fantasties. Wat sal jy te loop saam met die mosbolletjies drink? Hy het gesê Shiraz, hy drink nie wyn nie. So wat sal jy sê? Cape Classic vir my. Okay, Cape Classic, Alipad, ja. Dit daai Cape Classic maak jy nie moeg, maak jy palet nog nie. Jy kan hom net geniet. In terme van die proe, wat kan mense daar proe? Al julle wyne natuurlik Edmund, maar is daar 'n vertikale proe wat mense partykeer kan bywoon en so 'n bietjie dit aan vir julle klublede of hoe? Marley kan seker 'n bietjie meer uitbrei oor presies soos seisonale verskille in wat jy kan proe. Jy kan inkom en net 3 wyne proe of jy kan die hele versameling van ongeveer 10 wyne proe en dan kan jy vir jouself 'n kellertoer boek en 'n proe daarmee saam. Natuurlik nou in die seisoentyd eintlik. En jy kan ook doen ons nog die kos en wyn. Ja, nee, op die oomblik doen ons het 'n ou oesjaarproe wat jy in die Rupert Vinoteek gaan. Jy moet daarvoor 'n bietjie voor die tyd bespreek sodat ons die regte wyne kan bymekaar sit. Ja. Maar dit is baie lekker en dan het ons ook 'n glas spesifieke proe wat ons die riedelglase wat spesifiek gemaak is sê maar vir Chardonnay of Syrah so vat en dan proe jy sê maar jou Syrah uit 'n gewone glas of 'n toetsglas en dan uit die Syrah spesifieke glas en dit is geweldig interessant om dan te sien wat se verskil dit maak aan hoe die wyn, die geur van die wyn en hoe dit smaak en alles. So dit is ook nogal 'n lekker interessante proe. Ons het hierdie seisonale temas, soos op die oomblik is dit nou die harvest experience wat jy dan nou die geroosterde druiwe bordjie kan doen. En dan is dit nou weer kom in Julie en dis pastielfees, dan bring ons weer 'n Franse element in. Lekker. So die kos en wyn pasmaat proe is nou nie iets wat ons op die oomblik op elke dag het nie, maar dit is sulke seisonale temas. Wel jy vra net vir die mense wat daar werk, wat moet ek bestel saam my kos? Ja. Dan kan hulle ook veel bietjie raad daarso gee. Ek moet sê, rukkie terug was 'n mens daar toe het hulle 'n spesiale bottel daar wat in die 80s. Ek kan nie presies die datum onthou nie. Ek het dit op Instagram. Ek sal moet gaan soek eintlik. Daarvan geproe en daai wyn kom toe van die Vinoteek af en dit word spesiaal bewaar.
en regtig so mooi verouder. Dit was net 'n absolute voorreg gewees om daarvan te proe. So altyd 'n wonderlike idee om by hulle draai te gaan maak. Ek wil gou vinnig vra, so 'n paar op 'n streep. Wat drink jy by die huis, Edmund? Wat is jou tafelwyn by die huis? Wat geniet jy in Netta? Ek is nie verbind tot enige spesifieke wyn nie. Ek dink die oomblik bepaal die wyn. Dis min dat is dieselfde wyn herhaal. Ek sal oral rondkyk en iets soek. Lief om daar by ons ou in die dorp, Lokats wynwinkel in te loop en iets te kry wat ek nog nie geproe het nie. So ek dink dit help om jou biblioteek te verbreed. Nee, so definitief, proef uit. Ek het regtig nie 'n gunsteling styl of 'n variëteit. Ek proe selfs 'n biere of ek sal brandewyne proe. So dit is maar my aanslag. Ons maak natuurlik fantastiese brandewyne ook in Suid-Afrika. Beste wyn wat jy nog ooit gedrink het. So dit hoef nou nie, dit mag nie van Lamotte wees nie. Kom ons maak dit so. Enige plek in die wêreld beste wyn wat die kellermeester nog ooit geproe het. Ag, ek moet sê dit is asof daai eerste tye van jou beroep bietjie meer bybly, die oomblikke asof dit meer vasgevang is. Wat ek seker die Shiraz vir my groot gunsteling geword het is toe ek eendag, ek dink dit was 'n 2004 Jean-Louis Chave Côte Rôtie of Noordelike Rhône wyn geproe het of 'n Hermitage. En dit is asof dit alles wat Shiraz kan aanbied vasgevang het. 'n ander oomblik was ek drink nooit bittermint soetwyn, maar om 'n soetwyn van Tokai te drink in die land en met die regte kos met te sit en dit daai oomblikke word vasgevang. En my eerste oomblik in Europa was in Portugal en net 'n eenvoudige Vinho Verde saam met 'n eenvoudige wat ons kon bekostig. Daai tyd was net so 'n eenvoudige amper soos 'n seekos chowder. Ek kan nie die spesifieke naam wat die Portugese naam onthou nie. Daai wyn was baie eenvoudig, maar dit is 'n oomblik wat my vir altyd sal bybly. Stefan, meneer, wat drink julle by die huis? Wat geniet jy? Kyk, ek sal Edmund se eerste stukkie sal ek 100% saamstem. So ek en my vrou is ook maar wat die okasie is. Ons is baie lief vir 'n rosaitjie op 'n warm dag. En dan ons hou baie van bubbles. So enige okasie wat ons kry, ek bedoel ons het 'n goeie dag om ook bottle bubbles open. Jy weet, dit is maar wat ons doen met die huis. Like Marley, ek kry dieselfde gevoel daar. Die borrels, jy is baie lief vir 'n bubbly, ja, dink ek. Ja, ek is lief vir bubbly, maar ek gaan so deur fases. En op die oomblik is ek op Lamotte Chardonnay. O ja. Ja, dit lyk so mooi as jy hom so swil in die glas, uit so velvety, so slow wat hy slow swil wat hy maak. So dis op die oomblik wat ek die meeste van groot gunsteling. Ons gaan nou 'n bietjie gesels natuurlik ook oor die kuns. Daar's so baie te doen. Soos ek sê, dit is my moeilik om alles te dek, maar ons gaan ons bes probeer. So ek wil nog 'n bietjie by Doeps, hoe lyk dit meneer, dat jy vir ons gedink aan 'n lekker storie in die verlede? Ek dink Edmund moet ook vir ons een van sy gunsteling herinneringe op die plaas vertel. En dalk daar waar dinge regtig verkeerd gegaan het. Jy weet, soos Stefan wat nou 'n nuwe gereg met die druiwe uitgewerk het van dit wat net per ongeluk in die vuur val. Ek het so gelag daardie dag toe ek 3 wynmakers, dit was Riani Strydom en Isel van Blerk en Ilunda Bason in die ateljee gehad. En ek dink 2 uit die 3 se waar dinge verkeerd geloop het 'n nuwe wyn ook na vore gekom. So dit 'n hele nuwe wyn ontwikkel daar waar dinge verkeerd loop. Doobs, is daar iets wat jy met ons mag deel? 'n Lekker storie van die plaas. Nie noodwendig van die plaas nie. Van die mense. O ja. Moet ek jou oorslaan met die wyn? Man, Martelis, ek kan nie nou diep dink aan 'n storie van die plaas, maar omdat ons kyk, ons het nou onlangs gepraat van die mosbolletjies. Ek gaan nou deel, want kyk, ek is mos nou die skakel tussen die maatskappy en die eindverbruiker. Ja. So ek lewer ook die mosbolletjies en Valentynpakkies af. Maar wat ek graag wil deel, ek het by 'n kliënt, toe dit nou die Vrydag voor Valentyn, gaan lewer ek die Valentynpakkie af vir die vroukie. Ja. En toe ek by die huis kom, ontmoet ek die man by die garage. Maar sê die man vir my, want het moes nou 'n bottel wyn en die macarons. Ja. Nou sien hy nou die wyn en die macarons. Hy sê vir my, "O mater, die paars is al amper om.
Maar ek sien nie 'n mosbolletjie nie. Nou sê ek vir meester, ek praat nou saggies. En hy skree nou, jy weet. Want môre is dit Valentyndag. Ek sê vir meester, kom ons kry eers môre se besigheid agter die rug. Nou vra hy vir my, wat gebeur môre? Ek sê dis Valentynsdag. En dit is ook bloed. Wag, laat ek gou dit self vat. Ek gaan sommer sê dit kom van my. Ai jene. Toe kry jy nie eens die krediet nie. Verskriklik. Daai was die snaakste enetjie. Ek moet sê ek het so gelag, die heel eerste opname van die program, toe vra ek nou, ek het vir almal gevra die vreemdste interaksie wat jy nog ooit met 'n kliënt gehad het, as jy iets kan dink, laat my weet. En dit was toe nou ook Suid-Afrika se nuwe jong sommelier van die jaar, en hy sê vir my, hy het by Jan in Nice gewerk. Jan het natuurlik ook 'n restaurant by Lamotte, so waar ek ook al gaan eet, het regtig 'n fantastiese ervaring. Maar ek sê vir hom vreemde interaksie met 'n kliënt, hy sê vir my man, toe hy nou daar gewerk het, toe het 'n kliënt letterlik by Jan in Nice in die restaurant vir hom gevra of hy enigsins van Jan se onderklere in die hande kan kry wat hy kan huis toe vat. Van David was hy. Ek dink dit bly nog steeds die vreemdste kliënte in 'n interaksie. Dit is sulke stories. Maar jy het seker baie interessante kliënte stories, maar ek kan nie vir jou vra. Ek dink ek kan vir jou vra. Nee, dit is sy moet die diplomatie onderhou. Nee. Gee gou vir my 'n idee asseblief van die kuns en hoekom dit so belangrik is. Ek voel so 'n bietjie dit is 'n hartsprojek van Hanlie, maar gee vir ons 'n idee asseblief hoekom kuns vir Lamotte so belangrik is. Dit was Pierneef vir Lamotte, die restaurant jare gelede. Jy het Pierneef daar gehad. Mense kon dit altyd kom besigtig. En daar is ook 'n bietjie veranderinge gewees. Ja, natuurlik. So ek dink die Rupert familie se passie vir kuns is baie bekend. Hulle het regtig oor die jare geweldige goeie werk gedoen om nie net Suid-Afrikaanse kuns, jy weet, te versamel en so nie, maar ook opheffing te doen en kunstenaars te ondersteun en stap 'n lang pad met kuns in Suid-Afrika. En Lamotte was vir ons 'n lekker plek om kuns vir mense deel van 'n lewe te maak, want baie keer as hierdie fantastiese werke hang in kantore en of plekke waar mense nie toegang het, die gewone ou wat nou nie, jy weet, noodwendige kuns galery besoek op 'n Sondagoggend hê. En so aanvanklik het ons heel in 2010 die Lamotte gastervaring oopgemaak. Dit was die Lamotte Museum deel daarvan met 'n kontemporêre uitstalling uit die Rupert Stichting gewoonlik en dan die permanente Pierneef versameling. En ek dink die mense vra nou nog elke dag vir ons, waar is die Pierneefs? Dit was 'n baie lekker assosiasie vir ons want hy was so lief vir die landskap en ons het gevoel daar is sinergie tussen sy, jy weet, die kuns van Pierneef en die kuns van wyn maak en die kulinaire kuns en alles wat ons op Lamotte ook voorlief is. En nou met die nuwe kunservaring op Lamotte, so ons het nie die Pierneef sessie weg nie. Ons gaan binnekort 'n nuwe ervaring bekendstel waar mense die Pierneefs en ook die beeldhouwerke op die plaas waar 'n toertjie kan doen van al die kunsoomblikke. Maar op die oomblik die museum het verander in 'n ateljee, want ons wou dit 'n bietjie meer toeganklik maak, want dit is mos so 'n trend, mense wil hands-on wees, jy wil deel raak daarvan. So dis nou baie lekker want dis 'n seisonale, die uitstalling verander seisonaal. So daar's lekker baie goed om oor te praat en dan het ons 'n hele reeks werkswinkels wat daai program ondersteun. So Nina en Mieke in die ateljee doen 'n wonderlike werk om elke keer hierdie kunsuitstallings bymekaar te sit en dan die werkswinkels waarvoor mense kan deelneem. En ons het regtig, ons het 'n opwindende jaar vir kuns by Lamotte, want ons vat ook die kuns en die wyn Johannesburg toe. Goed. So Lamotte is 'n borg van die R&B Latitude Art Fair in Mei in Johannesburg. So ons vat 'n pop-up uitstalling, ons vat brood van Ricardo met vir ons nog breadsticks bak en ons vat en ons vat ons wyn en ons werk aan saam met Strauss & Co doen ons 'n paar kunsklub activations waar ons baie opgewonde is en die Sovereign Art Foundation se Afrika Prys, die finaliste stal uit by Lamotte aan die einde van die jaar. So dis 'n klomp groot lekker inisiatiewe en dit maak dit vir ons baie opwindend want alles van dit betrek mense by die hele proses van kuns. Dit is nie net iets van jy kyk nie. Ja. En dan doen ons saam met hierdie seisonale uitstallings eet in die restaurant. Proef was verlede jaar was ek dink die een wat jy wegvind wat gaan oor tekstuur. Ja. So dis altyd lekker om daai raakpunte te vind. En ek moet sê net gou vinnig laasens soos ek verstaan, so julle dis Lamotte en dan langs aan sit Leopards Leap en dan is daar nog 'n plaas vir mense wat werk ook daar. Het ek dit reg so? Geef ons 'n idee want ek dink dis wonderlik mense, ek dink
kinders word opgelaai skool toe gevat en daai tipe van ding. Ek het een keer daar ook opnames gaan doen, as ek reg onthou. Ek het daar opgery op 'n stadium. Dit is alles so lank terug. Ja, dit is nie, dis daar mooi. is van ons personeel bly op 'n plaas daar naby Franschhoek, wat regtig baie mooi behuising. Ek weet aanvanklik die eerste mense kon het jy weet so insaag gehad en wil hulle 'n groentetuintjie of hulle eerder 'n granny flat hê tipe ding. Sure. Maar dit is 'n baie lekker holistiese aanslag eintlik, want daar is naskoolversorging, daar's vir klein kindertjies, daar's sportfasiliteite, daar is volwasse opleiding vir goed soos rekenaar of geldsaake en soos 'n hele program, ja, daar's medies en 'n fantastiese groentetuin en 'n lekker rugbyveld. Watter posisie speel jy, Doobs? Is dit stit? Ek dink is stit. Dit vir my 'n vinnige stit. Voor ek kon besluit het op 'n posisie. Ek kry 'n besering. Ag nee. Nou staan ek langs die kant en kyk hoe hulle speel. Is die besering beter dan? Is jy okay nou? Ja, nee, kyk nou is hy alright. Okay. Ongelukkig ouderdom laat dit nou nie toe om weer veld te vat hier. Los asseblief daai goede. Jouself verder beseer nie. Rig jy 'n bietjie af? My seun speel en rig af. Okay. Ek dink my seun staan in die keller. Ons het junior rugby spanne daar vanaf 9 jaar tot die ouderdom van 16, 18 en dan het ons 'n senior rugby span. So die senior rugby spelers help ook met die afrig aan die verskillende ouderdomsgroepe. Dit is belangrike gesprekke dit is waar die Springbokke ontwikkel word. Ja, jy weet hoeveel van die Springbokke kom uit die Boland uit. Mind you, kyk, dit is langtermynplan. So dat ons van die jong leiers uit die vallei uit ook daarbo wil sien. Maar want daar's nou op die oomblik is daar so 2, 3, 4 my seentjie ingesluit wat deur die provinsiale ranks al gekom het al. Ja. Ons het 1 of 2 leiers in Vrystaat. Dan het ons enetjie in wat tans by die Sharks betrokke is wat uit ons Denegeer se junior rugby span uitkom. Fantasties. Dankie vir die werk. Ons as rugby ondersteuners sê dankie. Al ons hoop word so half gelaai op die arme sportsterre van Suid-Afrika. Doobs, baie dankie en dankie vir die afleweringe. Wil ek net sê. Enige tyd. Erg bederf, regtig erg bederf. 'n Laaste storie, Edmund, jy het aan iets gedink oor Doobs, sê jy? Ja, Doobs het natuurlik 'n bekende broer ook tussen die familie, dis die sin vir humor wat hulle het. As ek Doobs sien, dan dink ek onmiddellik terug, ons het hierdie groot reekse bottels wat ons altyd maak en ons kry nie met die grootte nie, maar ons het op 'n stadium gemaak van 750 hele reeks tot met 28 liter bottel. Ons maak dit eers tot 18, want die 28 is skaars. En Doobs was op daai stadium 'n stoorman. Dis die enigste persoon wat ek nog gehoor het wêreldwyd en letterlik gesien het wat 'n 28 liter bottel wyn kon breek. Ek kon ons mos die liggies afgehou. En wel gedaan. Dis indrukwekkend. Dit het nie net dae gevat om skoon te maak nie, dit het dae gevat om die moppe wat moes gebruik word in die proelokaal ook om dit skoon te maak. Ai, jene, kan jy dit onthou, Doobie? Ek wil dit nie onthou nie, maar onthou dit. Opel, ons is almal deur sulke goed. Ja, ek sê vir jou, ek kan hier stories begin uitlê, maar dis nie my tyd, dis nou dis jou tyd daai. Ja, nee. Dankie vir daai en Edwin, dankie. Ek wil net laasens vra so 'n bietjie oor filosofie, die filosofie van die plaas. Ek dink Marley, jy is nou weer eintlik die regte persoon om daar kommentaar te lewer. Enigiemand kan inspring. Maar die filosofie van handel julle in so 'n terme van die plaas en hoe belangrik die tipe van plase ook nog vir Suid-Afrika, vir die kultuur, vir 'n streek soos Franschhoek is. Wat sal jy sê is hulle benadering dan nou eintlik? Wel, ek dink volhoubaarheid is so 'n buzzword en almal praat oor sustainability, maar dit is eintlik, dit lê die grondslag vir alles wat gedoen word, want dit is nie net uiteraard soos met die nog Dr. Rupert se betrokkenheid by natuurbewaring en alles, maar die volhoubaarheid is nou 'n baie groter konsep as dit. Dit is die bewaring van ons erfenis, natuur, erfenis, die kuns, kultuur, maar dis ook om 'n volhoubare besigheidsmodel daar te stel wat volhoubaar werk skep en die plaaslike ekonomie ondersteun. En daarop begin ek dink daar's mense voel 'n groot verantwoordelikheid vir dit wat jy daar geskep het om dit volhoubaar en suksesvol te doen, om te kan byhou met dit wat jy
amper half beloof het vir jou gemeenskap. Mense maak half staat op dit wat daar gestel is. En daar's opheffing en opleiding en 'n klomp van daardie dinge ook, maar ek dink dit is 'n ekonomiese volhoubaarheid, maar dit is eintlik 'n belegging in die mense van die gemeenskap. So belangrik. Daar's nog so baie om te praat, so ek verwys dit. Jan Franshoek is ook daar, so dis regtig 'n lieflike ervaring. Jy gaan drink 'n glasie en dan word ek weet nie of dit nou nog so gebeur nie, maar dan word jy nou in die mooiste ou bussie word jy afgery na hierdie pragtige klein gebouetjie wat so staan tussen die laventelplantasie. Dis net een van die mooiste gesigte ook om te sien, en daai gebouetjie was ook al verskillende goed geweest. Daar's mos parfuum ook daar gemaak oor die jare of wat? Dit was jare terug die plaasbestuurder se kantoor, dink ek. Nee. En toe het ons die essensiële olies wat ons gebruik in ons het 'n reeks soos badkamerprodukte waarvan die essensiële olies, die boegoe en die roosmal van so op die plaas voor gebruik. En op 'n stadium was dit die stoortjie, baie lekker geruik daar. Maar nou dink ek is dit die sintuie se hoogtepunt op die oomblik om daai, dis net dis 'n klein gebouetjie met een tafel waar 18 mense kan sit. Maar dit is regtig 'n besondere ervaring. Ja, baie spesiaal, intiem, en jy gaan dinge daar proe wat jy nooit gedink het jy gaan proe nie. En dan na die tyd is die groot kaastafel nog 'n ding. Ja, die kaastafel staan nou buite. Okay. Ja. Nog meer spasie vir nog. Nog meer kaas kan sien dit, ek weet nie hoeveel is daar 20 kase op daai tafel. Ja, dis fantasties. Jo, okay. Julle gaan maak 'n draai, daar's so baie om te ervaar in ons wynlande, en ons sê baie dankie vir die geweldige moeite wat hulle gedoen het om tydens Parstyd al die pad seepunt toe te kom van Franshoek af. Dis 'n baie ver end in die hele dag eintlik vir hulle, en ek sê dankie vir daai moeite, vir die proe. Geluk weer eens met die jongwyn toekenning van 2025 met hierdie Semillon 2025 natuurlik van Lamotte, en ek hou baie van die etiket. Die etiket is bietjie anders as wat julle etikette gewoonlik is, Edmund. Hoe is daai besluit geneem? Ag, die idee was dat dit so half huislik lyk. Dit moenie so blink en lyk of dit uit 'n ateljee uit gemaak is nie. Dit is professionele mense wat agter die ontwerp daarvan was, en dit was 'n taamlike spanwerk met almal in die werk ook wat betrokke was by die beskrywing en alles. Maar die idee was dat dit lyk soos 'n versamelaars item. Dit is so soos 'n oudtydse ou groot label. Ja. En 'n baie eenvoudige boodskap met die mandjie pres wat daarop is. En ek moet sê dit is bottel 631 van 2415. So baie spesiaal. Het jy dit geteken? Sien, is dit jy? Ek dink ou nie jy het al 2415 nee, oor die hand geteken. Ek was by die inhoud betrokke. Iemand anders het gesit en geskryf. Julle baie dankie weer eens, en ons sien altyd uit om vir julle hier te hê, natuurlik daar te kom kuier in Franshoek in die pragtige vallei. By Lamotte draai jy shot left en dan gaan maak jy daar draai en spandeer heeldag daar. Baie dankie julle weer eens, baie dankie. So baie moeite om al die pad in te kom. Die hele oes is hierso, die tuin is saamgebring. Regtig 'n voorreg om met almal te kan gesels, en ons dink aan almal met die uitkoms van hierdie jaar se oes. Dis tyd om af te sluit met my wynfeit vir die week. Die skaarsste en duur wyn ter wêreld. Die 1945 Romanée Conti word wyd beskou as die skaarsste en duurste wyn met slegs 600 bottels wat geproduseer is voordat die wingerd herplant is, wat meer as $558,000 op veiling behaal het. As jy nou hierdie wyn al geproe het, laat my weet. Dit sal interessant wees. Onthou stuur vir my e-pos oor die reine wynheid na brink@rsg.co.za. Altyd lekker om van jou te hoor. Wat is jou gunsteling wyn deesdae om te drink? Watter wyn dink jy moet ander mense ervaar? En wat sal jy meer van wil leer in die program? Tot 'n volgende keer.